So kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U dankie vir U kosbare teenwoordigheid hier onder ons. Ons dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid. Ons dankie vir die woord wat altyd die waarheid is. Dat die woorde wat U spreek is gees en lewe. En daarom wanneer ons met die woord te doen het, wanneer ons met U te doen het, het ons met gees en lewe te doen. Dankie dat U woord is nie natuurlik nie, maar dit is bonatuurlik. Dankie dat die woord ons gedagtes vernuwe en dat ons harte word getransformeer as ons bly kyk in die woord in. Dan sê die woord, die sluier word weggevat en ons word getransformeer, ons word verander na dieselfde beeld en gelykenis waarna ons kyk. So ons wil vandag weer kom kyk in die woord en ons wil soos Jakobus sê, ons wil nie net kom kyk en wegstap en vergeet hoe het ons gelyk nie, maar ons wil vandag intens kom kyk en ons wil by die woord, by die spieël kom stil staan en ons wil kom diep inkyk in die volmaakte wet van vryheid, want U het aan die kruis vir ons 'n vryheid meegebring in Christus Jesus. En dankie dat daar vandag 'n openbaring kom, dat daar iets klik binne in ons rondom die vryheid. Here, om nie meer bang te wees nie, om nie terug te hou nie, om nie huiwerig te wees nie, om nie so onseker te wees nie, maar dat ons met vrymoedigheid kan ingaan in na die troon van genade, maar ook dat U vir ons, dat ons met vrymoedigheid kan leef, dat ons met vrymoedigheid kan praat, dat ons met vrymoedigheid kan bid. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Ons dank U daarvoor en dankie dat U ons saamsnoer soos ek gebid het vanmôre deur U kosbare Heilige Gees. Amen. Amen. Hebreërs 10, ek lees uit die Amplified. Hebreërs 10. Hebreërs is 'n besonderse boek. Toe die Here my geroep het om te begin preek, was die boeke waaruit ek gepreek het, julle sal my, as julle dit hoor, sal julle herken, was Galasiërs, Romeine en Hebreërs. Nou daai 3 boeke, dit is soos 'n brug. Dit is die brug tussen wet en genade. Dit is 'n brug, want Galasiërs praat van die gelowiges, wat nie Jode was nie, en toe die Joodjies ingekom, wat gelowig is onder hulle in, of hulle gesê, nee, julle kan nie so vry wees nie, julle moet besny, en julle moet dit doen, en julle moet dit doen, so julle moet nou die wet van Moses, moet julle nou sekere goeders onderhou, en Paulus kom baie sterk, en hy praat met Galasiërs, en hy sê, wie het julle getoor? Galasiërs 3, hy sê, wie het julle getoor? Wie onder julle nou weer kom vertel, julle moet dit en dit en dit doen. Jesus Christus was voor julle, ek het hom geskilder, die woord daar is geskilder, gekruisig, en ek het hom voor julle geskilder, helder, en nou laat julle toe dat iemand anders julle weer kom beïnvloed. Nou as dit iemand anders was as Paulus, dan kon ons nou gewonder het, maar Paulus was self 'n Jood. Paulus was 'n fariseer onder die fariseërs, en hy was self groot gemaak in die wet, en Paulus het hierdie openbaring gehad op die pad na Damaskus, waar hy Jesus gesien het, en Jesus het homself aan hom bekend gestel, en toe sien hy ook, en Paulus sê self, hy sê, as daar iemand is wat nou kan spog, dan is dit ek, want ek is 'n fariseer onder die fariseer, ek het by Gamaliel gesit, en ek het al die wette onderhou, maar ek as Paulus sê vir julle Galasiërs, moenie dat iemand julle kom toer met die wet nie. Moenie dat iemand julle vryheid, hy sê in Galasiërs 5 vers 1, hy sê staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het, en moenie weer onder die juk van diensbaarheid kom nie. En dan Romeine is soos 'n manifest van geloof, dat die regverdige sal deur die geloof lewe. So Romeine kom weer en hy sê, dit is nie deur werke nie, dit is nie deur meriete dat ons gered is nie, dit is deur genade, en dat ons sal deur die geloof lewe, ons sal nie leef onder die wet en prestasie en die boksies tik nie, en dat ons, dat Romeine sê ook, dat ons is, die Heilige Gees getuig saam met ons gees, ons is kinders van God, en daar is 'n verskil tussen die gedagtes van die vlees en gedagtes van die gees, en dat die twee is in konflik met mekaar.
En so het ons die boek Romeine, en dan kom ons by die boek Hebreërs, wat nog sterker deurkom. Hebreërs kom en sê vir ons, die dinge van die Ou Testament, die tipes, die profesieë, is alles skadies. Dit is alles profeties gewees, dit het van iets regtig, daar was 'n tabernakel wat fisies is, maar daar is 'n geestelike tabernakel, en hierdie fisiese tabernakel was net 'n beeld van die ware tabernakel, en dat al die profesieë en selfs die priesterskap, die Levitiese priesterskap, was net 'n skadu gewees, en dat ons nou oor 'n brug gaan na waar Jesus is, die ware hoëpriester. Hierdie was 'n beeld, 'n tipe van die priester, maar die ware hoëpriester het gekom, en hy het die offer kom bring, soos wat die offers gebring is in die Ou Testament onder die wet van Moses, is hierdie die perfekte offer. Dit is al hierdie offers het beduie na 'n offer wat sou kom, en hierdie offer het gekom, die regte offer het gekom, die lam van God is geslag, en hy het eens en vir altyd deur sy bloed, het hy ons sondes vir ons kom wegwas, en so ver soos die ooste is verwyder van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons, en hy is die ware hoëpriester en die apostel van ons confession, van ons verklaring, en dat hy is nie na die orde van die Lewiete nie, hy is agter die orde of na die orde van Melchisedek, wat 'n ewige priesterskap is, en so Hebreërs is ook 'n bruggie. Is julle met my? Vir die van julle wat hou van studiewerk. So dis die 3 boeke wat die Here my geleer het en wat ek konstant gepreek het. Maar nou kom Hebreërs 10 en hy sê vir ons, en hy kom, onthou nou die bruggie. So die Hebreërs sê vir ons, daar's eens Hebreërs 9 vers 12 sê, once and for all, he has died for our sins, eens en vir altyd. Daar gaan nie nog weer 'n Jesus kom nie, daar gaan nie nog weer 'n offer nie, bloed is nie meer nodig om te vloei nie, die regte bloed het kom vloei, en dit het al die sonde natuur, dit kom skoonmaak, amen. Nou sê hy, he then goes on, van vers 17, he then goes on to say, and their sins and their law breaking, I will remember no more. En dis deel van hierdie waarheid, deel van Jesus se hoëpriesterskap en die ewige priesterskap van Melchisedek, waar ek nog eendag met julle sal oor gesels, is dat as gevolg van daardie kragtige kruisiging, en wie gekruisig is, onthou dit, die seun van God, die lam van God is gekruisig en geslag vir ons sonde, sê hy as gevolg van daardie, want hy kom nou uit hoofstuk 9 uit, en in hoofstuk 9 sê hy, dis nie deur die bloed van stiere en bokke nie, dis hierdie bloed. So as gevolg van hierdie bloed, dink ek aan julle sonde en julle oortredinge nie meer nie. Kan ek 'n amen kry? So wie dink daaraan? Ons. En wie gebruik dit? Die vyand. Die vyand kom kla ons aan oor ons oortredinge en sonde. Amen. Nou sê hy vir ons, now where there is absolute remission, luister na die woorde. Now where there is absolute remission, forgiveness and cancellation of the penalty of these sins and law breaking, there is no longer any offering made to atone for sin. As want die loon van die sonde is dood. Met ander woorde, geestelike dood en fisiese dood. So nou sê hy vir ons, omdat hierdie offer gebring is, deur die ware priester. Hy het homself op hierdie, hy is die sondoffer, hy is die brandoffer, hy is die toonbrode, hy is die menorah, hy is die 7 geeste van God, hy is die heilige van God. Al daai goeders in die Ou Testament wat was tipes en voorskadies van die regte, en hierdie regte gekom, en hy het sy lewe kom neerlê, en hierdie bloed is so kragtig, dat hy aan ons oortreding en ons sonde nie meer dink nie, en hy sê, as daar nou absolute vergifnis is, en 'n kansellering is van die loon, die penalty, wat sonde is, dan sê hy, dan is daar mos nie nou nog meer 'n offering nodig nie. Daar's nie nog iets wat moet sterf, dat ek en jy moet vergifnis ontvang nie. Dit is nou, onthou julle, ek het nou daar gepraat oor Romeine 8 vers 3, wat sê, for God did what the law could not do by sending his own son, in the guise of sinful flesh,
to judge it, to condemn it, to take away the power of sin over for those who accept the sacrifice. Onthou julle, toe het ek gesê, daar's twee dinge. Ons kan met ons mond verklaar ons dat Jesus Christus is die Seun van God. Hy sê, jy sal met jou mond bely en in jou hart glo, Romeine 10, en dan moet jy die offer aanvaar. Die tweede gedeelte van ons redding is, ek verklaar dat Jesus is die Seun van God, maar dan moet ek in geloof hierdie ontvang, dat wanneer daar absolute vergifnis is, en daar 'n kansellering is van die penalty, van die prys wat jy moet betaal, dat daar geen meer offer nodig is nie, ek moet dit ook ontvang, want dan word sonde in my lewe, die krag van sonde, dit is soos jy trek die plak op sonde. Jy vat die krag weg van sonde. Wanneer jy die offer van Jesus, wanneer jy vanoggend verstaan, dat Jesus het vir my sonde gesterf, hierdie ding waarmee ek sukkel, hierdie ding wat ek meer stoei in my lyf, hierdie ding wat ek bely die sonde, maar ek sit nog met die vruggie daarvan, hierdie ding spring nog uit, dan dit is waarvoor die tafel van die Here daar is, om my te herinner, dat Jesus het vir daai ding gesterf, dan trek dit die krag, dit ontneem die krag van daai sonde in my lewe, want ek ontvang die sacrifice, ek ontvang en ek besef, dat Jesus het vir hierdie sonde gesterf. Hy sê, therefore, brethren and sisters, onthou julle, ek het gesê, wanneer hy praat van brethren, hy praat van die mens, hy praat nie van geslag nie. So sisters, julle is ook in. Therefore, brethren, since we have full freedom and confidence to enter into the Holy of Holies by the power and virtue in the blood of Jesus. Die ding is, die vyand is agter jou geloof aan. Want Hebreërs 11, in die volgende hoofstuk, Hebreërs 11 vers 6, sê hy vir ons, no one can come to the Father except by faith. It is your faith that pleases God. Dit is nie jou meriete nie. God se in die koninkryk bestaan meriete nie. Meriete bestaan hier op aarde, is 'n natuurlike ding, verdienste. In die koninkryk, die currency of die currency van die koninkryk is jou geloof. Met ander woorde, die vyand sal altyd gaan vir jou geloof, want as hy jou geloof het, het hy jou vrymoedigheid. As jy jou vrymoedigheid het, gaan jy nie bid nie. As jy nie bid nie, gaan jy nie kry nie. As jy nie wil lees nie, gaan jy nie hoor nie. So met ander woorde, hy sê, hy kom vir jou geloof. So as hy vanoggend vir jou sê, Jesus Christus het vir ons sonde gesterf, wanneer ek voor Vader kom, dan sê hy, aan jou sonde en oortredinge dink ek nie meer nie. As ek voor hom kom, en ek kom in die naam van Jesus, dan sê hy, my seun het once for all, he died for your sin. Met ander woorde, daar gaan nie weer 'n offer kom nie, jy is skoon, volgens God se persepsie is jy gewas. Die loon van die sonde is voorbetaal, Jesus het gesterf. Met ander woorde, die loon van die sonde is dood, so hy het gesterf. Nou sê hy, as gevolg van hierdie offer, hierdie perfekte offer, wat Jesus gebring het, sê hy vir ons, therefore brethren, since we have full freedom and confidence to enter into the Holy of Holies. Onthou in die Ou Testament, toe die fisiese tabernakel nog daar was, het die priester, net die hoëpriester, het die kans gehad, en die voorreg gehad, en die reg gehad, om in die allerheiligste in te gaan, eenmaal 'n jaar. Eenmaal 'n jaar. Het hy die reg gehad, en dan moes hy deur 'n hele seremonie gaan van besprinkeling en wassing en suiwering, en dan moet hy gegaan het met die klokkies en die granaat, aan sy soem was daar klokkie granaat, want as hy nie ontvang is in die heilig nie, het die klokkie stil geraak, dan was die man dood neergeslaan daar binne, want God het hom gestraf. Dan moes hulle hom daar uitkry, en hulle sê, daar's 'n skool van lering wat sê, hulle het 'n tou om sy enkel vasgemaak, dat as hulle nie die klokkies hoor nie, dan trek hulle om te hoor of die man nog leef. En as hy nie leef nie, dan kan hulle hom uittrek, want niemand anders mag daar ingaan om die liggaam te gaan haal nie. Dis hoe dit was.
En dis 'n tipe, so met ander woord, net een hoëpriester kon in die allerheiligste ingaan, en daardie ware hoëpriester is ons Jesus, en hy het in daai allerheiligste ingegaan, maar nou het hy vir ons die sluier kom skeer. Onthou julle toe hy gekruisig is, het die sluier van bo na onder, nie van onder na bo, dat iemand kan sê, mense het hom met 'n mes gesny, en nou is hy oop nie. Nee, hy is van bo af, hy is deur God self geskeer. Want dit was nooit Vader se wil, dat daar 'n skeiding moet wees tussen sy teenwoordigheid en sy mense nie. So nou is dit geskeer, die heiligdom is oop. Nou sê hy vir hom, hy sê vir ons brethren, hy praat nie nou met hoëpriesters nie, hy sê broeders, sisters, since we have full freedom and confidence to enter into the Holy of Holies. So nou het ons toegang, ons is nie meer beperk, ons is nie in die ou verbond nie, ons is nie in die Ou Testament nie, want al hierdie goed was skadies en tipes van iets werklik wat sou kom, en die werklikheid het gekom, amen. Nou sê hy sê, ons het die vrymoedigheid om in hierdie heiligdom in te stap, deur wat? By the power and virtue in the blood of Jesus. So met ander woorde, as gevolg van die bloed, die reiniging van die bloed, so ek kan hier staan, en ek kan, sê nou maar, ek het oortree op pad hiernatoe, ek het iets gedoen, gesê, whatever, en ek sê, Jesus, ag Here Jesus, vergewe my, onmiddellik kan ek in hierdie heiligdom ingaan. Maar ons het 'n gewete, 'n sondebewustheid, wat gekweek is deur die jare, wat gekweek is deur godsdienstige sisteme, wat wil hê jy moet bly betaal, en dit neem jou vrymoedigheid weg. Met ander woorde, jy kan nie net sê, "Ekskuus liewe Jesus," en dan gaan ons in nie. Jy moet eers gaan repentance doen, maar hierdie woord sê vir ons, omdat hierdie offer vir ons gebring is, once and for all, die bloed is werkend, die bloed het nie opgehou werk nie. As ek hier staan en ek sê, "Ekskuus liewe Jesus," het ek onmiddellik toegang. Onmiddellik. So met ander woorde, my vrymoedigheid word nie beperk nie. My vrymoedigheid, want dit is waar die vyand wil inkom. Ek het geloof in die offer. Ek het geloof in die een wat vir my gesterf het. Ek het geloof in die woord wat vir my sê, dat deur die bloed van Jesus het daar eens en vir altyd vir my vergifnis van sonde gekom. Ek het geloof wat vir my sê, dat deur sy bloed het ek vrye toegang tot die teenwoordigheid. Dis waar my geloof lê. Nou waar die vyand wil kom, hy kom nou soos 'n ou rugby speel, hy duik jou hier van die kant af, en hy beskuldig jou, en hy tackle jou, sodat jy nie kan ingaan nie. Hoe tackle hy jou? Hy tackle jou met skuldgevoelens, hy tackle jou met vrees, hy tackle jou en hy duik jou plat, sodat jy nie in die heiligdom kan ingaan nie, want in die heiligdom is jy van aangesig tot aangesig met Vader, en nou kan ons praat oor goed, ons kan bid oor goed, ons kan antwoorde kry oor goed, so die vyand tackle jou voor jy by die heiligdom kan instap, en hy tackle jou met vrees, hy tackle jou met skuldgevoelens, hy tackle jou met verwerping, hy tackle jou met minderwaardigheid, hy tackle jou met, en is alles gedagtes, want hy weet as hy jou so tackle, het hy jou geloof. Want nou verloor jy, jou fokus is nou op hom, want hy tackle jou met hierdie ding, maar die fokus moet wees op die een wat vir my die pad oopgemaak het. My geloof is in Jesus, I am the way. I am the way. So nou, met ander woorde, nou is my fokus af. My fokus is nou op myself. Ek moet ten minste, ek moet hierdie repenter draai en draai tot sy ratte strip. Want ten minste, as ek dit gedoen het, moet ek ten minste, o Here Jesus, ek kan nie vanaand gaan slaap nie, ek moet. En dis hoe hy jou besig hou met jou oortreding. Dis hoe hy jou besig hou met jou sonde en jou oortreding. In plaas daarvan wat jy sê, Here Jesus, onthou, denial is nie geloof nie. En geloof is nie denial nie. Met ander woorde, ek erken, ek is heeltemal eerlik, ek sê, Here Jesus, ekskuus. Nou die aand is ons iewers heen en ek het iets gedoen, en toe ek in die kar klim, toe sê ek, ag, ekskuus, liewe Jesus, ekskuus, ek sal nie weer nie, en ek sal ook nie weer nie. Ek sal ook nie weer nie. Maar dit het nie my vrymoedigheid weggeneem nie. Met ander woorde, pas op vir die een wat jou tackle.
Want hy is agter jou vrymoedigheid en jou geloof. En nou sê hy sê, by this fresh, new and living way, which he initiated and dedicated and opened for us through the separating curtain or veil of the Holy of Holies, that is through his flesh. Met ander woorde, hy het vir ons die pad oopgemaak. En nou sê hy vir jou, kom in. En jy sê, nee dankie, ek is nie waardig nie. Onthou julle, vroeër jare, ek praat nou van plaasmense en plaaswerkers. Vroeër jare was dit, ek het groot geword, my pa het gewerk, daai tyd vir Bantu-administrasie en ontwikkeling. So ons het deur in die vlaktes gebly in Oos-Transvaal. En my pa het groot geword in all days op 'n plaas. En hy kon Sotho, Noord-Sotho praat voor hy Afrikaans kon praat. So hulle het met die plaasvolk, was daar hierdie respekverhouding. En daai selfe respekverhouding het my pa ons geleer. Ons het hulle ons was glad nie rassisties groot gemaak nie. Met ander woorde, ons het gerespekteer. En as hulle byvoorbeeld kom by jou, dan klop hulle aan die deur en dan is dit die hoed in die hand. Onthou julle? Staan hulle met die hoed in die hand en in van ons kulture, ons etniese kulture, om oogkontak te maak is nie respekvol nie. So dan staan die oë onder en die hoed is in die hand. En hulle kom nie in as jy hulle nie innooi nie. En ek onthou, my pa het ons geleer, en toe ons daar in Oos-Transvaal bly, het my beste maatjies was Swazi dogtertjies gewees. Julle het al gehoor van Rosta en Kleggie, ek sal hulle nou nog die name onthou, weet nie of waar is hulle in nie, weet nie of hulle lewe nie, maar Rosta en Kleggie, ons het altyd in die veld gaan loop en gespeel, en dan nooi hulle my na hulle huis toe. My pa het my geleer, dat jy stap nie net in nie, jy koko, en dan kom iemand uit, en dan groet hulle jou, en as hulle jou innooi, dan mag jy ingaan. So dieselfde respek wat jy wil hê, ander moet hê vir jou huis, so betoon jy dieselfde respek aan ander, al is hulle nie van jou kultuur nie. So met ander woorde is dieselfde, daai tradisie, wat ons mee groot gemaak het, laat ons op die stoep staan met ons hoed in ons hand, en ons wil nie ingaan nie. Ons dink ons is nie waardig om in te gaan nie. My kultuur sê vir my, ek mag nie ingaan nie. My tradisie, my godsdienstadrisie sê vir my, ek mag nie ingaan nie. Ek is nie waardig nie. Ek is hierdie arme wurmpie Jakob, en ek mag nie hier ingaan nie. Want, maar Jesus sê, luister, hy sê, by this fresh, new and living way, which he initiated, and dedicated, and opened for us through the separating curtain, the veil of the Holy of Holies, that is through his flesh. Hy het vir jou die weg oopgemaak. Nou staan jy hier en rol jou duime, en jy sê, ek mag nie in nie. My kultuur sê vir my, ek mag nie in nie. My godsdienst sê vir my, my kerk sê, ek mag nie in nie. Dat Jesus sê, kom in. Kom in. Ek het hierdie pad, I am the living way. En ek het hierdie pad vir jou oopgemaak, en ek het toegewy met wat? Met my bloed. I dedicated it with my blood. Hierdie pad is vir jou oop, en is vir jou oop enige tyd. Want ek het dit toegewy, en ek het vir jou die deur oopgemaak, sê die woord nie vir ons in Johannes 10, ek is die deur, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En onthou julle in Exodus, toe die lammetjie se bloed aan die deurposte, dit was 'n skadu en 'n tipe van die lam se bloed wat sou kom. So, hier is die deur, en nou, daar is geen manier hoe jy deur die deur, deur Jesus Christus sal kom, sonder dat die bloed nie aan jou kom nie. Is jy met my? Met ander woorde, die bloed aan die deurposte in Exodus, het hy gesê, sodat die verwoester oor jou, sodat dit kan pass over. En net so sê Jesus, ek is die deur, en hierdie deur is toegewy met bloed. Hy het daai prys betaal, so dat as jy deur na Vader toe kom en jy sê, Jesus, dan stap jy deur daai deur, en op hierdie deur is daar bloed. En jy is geheilig, die oomblik wanneer jy deurstap, is jy geheilig, jy's gereinig, jy's vergewe. Al wat jy en ek moet doen is net, ekskuus Here, vergewe my, wees net eerlik, en los jy repenter uit, moet hom nie strip nie. Want as jy glo aan die offer, as ek gevra het, Here Jesus, ekskuus, dan is ek mos nou vry.
Hoekom wil jy bly terugtreë? Hoekom wil jy bly repent en repent en repent? As jy eerlik is in jou hart en jy is opreg in daai oomblik waar jy sê, Here, vergewe my, dan kan jy inkom tot by Vader se aangesig. Amen. Dan sê hy, and since we have such a great and wonderful and noble priest who rules over the house of God, let us come forward and draw near with true, honest and sincere hearts in unqualified assurance and absolute conviction engendered by faith, by that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in His power, in His wisdom. Come on. I say in His wisdom and His goodness, having our hearts sprinkled and purified from a guilty, evil conscience and our bodies cleansed with pure water. Met ander woorde, nou sê hy, kom nader broeders. Kom nader susters. Wat staan jy so daar in die kusyn? Wat staan jy so op die stoep? Kom nader. Kom nader, want hy sê, let us draw near. With hearts with unqualified assurance en wat? In my? Nee. In hom. In sy goedheid. In die offer wat hy gebring het. In die prys wat hy betaal het. En daarom kom in. Moenie op die stoep staan nie, moenie in die kusyn bly rondhang nie, kom in. Want hy sê, ons het hierdie absolute vertroue en ons het hierdie absolute oortuiging van sy goedheid, van sy wysheid, sy krag. En dan sê hy, so let us seize and hold fast and retain without wavering the hope which cherish and confess and our acknowledgement of it. Met ander woorde, hou vas wat jy het. Dis nou soos daai rugbybal wat daai ou het en jy gaan getackle word. Die oortuiging, die geloof is die rugbybal. En jy wil 'n 3 gaan druk daar in die troonkamer. Nou kom die vyand, want jou 3, ja, kom aan. Ons wil 'n 3 gaan druk daarso, want ons wil 'n doel bereik. Ons wil iets gaan vra, ons wil gaan fellowship hê, ons wil gaan koinonia hou met Vader. En nou is die duiwel agter die bal aan. En die bal is jou geloof. So hy gaan enige strategie vang, sodat jy die bal verloor, want as jy die bal verloor, is jy gediskwalifiseer. Kom aan. Nou, hou die bal. Hy hoor wat sê hy. Hy sê, and so let us seize and hold fast and retain without wavering the hope which we cherish and confess and our acknowledgement. Wat is die hoop? Dat Jesus het die prys betaal, die huise deur is oop, mense. Die weg is oop. Die toestemming is gegee. Hy het dit toegewy met sy eie bloed. It's dedicated with his own blood. He's the living way. En hy sê, kom nou, kom met vrymoedigheid. In die ou tyd, eenmal 'n jaar het een ou dit gemaak. En dan moes hy terugdraai. Nou het ons toegang, almal, tot daai plek van heiligheid, daai plek van om koinonia te hê met die Here, met God homself, met Vader. Hy sê, al wat jy moet vashou, net die bal vas. Hou net die geloof. Die geloof in die offer, die geloof in wat Jesus gedoen het. En as gevolg van dit wat hy gedoen het, hou die bal en moenie laat hierdie vyand jou tackle van die kant af en laat jy die bal verloor nie. Amen. En dan sê hy, and let us consider and give attentive continuous care to watching over one another, studying how we may stir up and stimulate and incite to love and helpful deeds and noble activities. Nou sê hy, terwyl ons almal hardloop vir dieselfde plek. Ons almal is op pad troonkamer toe. Ons is in en ons is uit. En ons is in en ons uit. En jy kan op 'n plek kom waar jy van daar af kan bly leef. Jy hoef nie in en uit te gaan nie. Amen. So met ander woorde, if I have the mind of Christ, I am living from the throne room. Ons is hier. Kyk wat het Josua vir my geteken. Josua van Loos. Die olie en die water en die gees. So, dis nou van die Loos klang. Is dit nie mooi nie? Dit was so groot blessing. So met ander woorde, jy kan van die olie afleef.
Jy hoef nie in die water te wees nie, maar dit is oefening. Dit vat oefening om in die olie te kom. En dit vat oefening om in die troonkamer te kom en daar te bly. Amen. Want daar is troonkamer werklikhede. En jy kan van daar af werk, jy kan van daar af leef, jy kan van daar af funksioneer. Maar vir ons wat oefen, ons is op pad met die rugbybal, die geloof is die rugbybal, en wat sê hierdie geloof? Jesus het my die pad geopen, ek kan ingaan. En nou sê hy vir ons, hy sê, terwyl ons nou gaan vir hierdie troonkamer, kom ons let op mekaar, kom ons wees lief vir mekaar, kom ons bemoedig mekaar. Hy sê hierso, and let us consider and give attentive, continuous care to watching over one another. Maak seker, dit is soos wanneer, die Here is so goed, almal van ons ken rugby. Wat is daai ou besig as hy hardloop? Hy kyk waar sy spanlede. Hy hou die hele tyd oogkontak. Jy weet, en almal keer dat hy, as hy die bal het, dat hy hardloop. As hy in die moeilikheid is, moet daar 'n lyn wees wat hy die bal kan aangee. So met ander woorde, ons let op mekaar terwyl ons na die troonkamer toe gaan. En hy sê, laat ons mekaar help, helpful deeds and noble activities, not forsaking or neglecting to assemble together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, warning, urging and encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day approaching. Nou dit is waarmee ek jou vanmôre gaan nie langer praat nie. Dit is waarmee ek jou wil aanmoedig vanmôre. As jy daai geloof het, the righteous will live and shall live by faith. Waar agter is die duiwel aan? Jou geloof. Want die woord sê, dit is jou geloof wat God behaag. Sonder geloof, Afrikaanse vertaling, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God kom, moet glo dat hy is en dat hy 'n waarmaker is van sy woord. Met ander woorde, as ek die bal verloor, het ek my toegang verloor. As ek die bal verloor, het ek my vrymoedigheid verloor. As ek die bal verloor, het ek die visie verloor. En dit is wat die vyand wil doen. Hy wil jou tackle sodat jy jou geloof verloor. En hy sal, die target is nie jou liggaam nie, is nie jou huwelik nie, is nie jou, dis nie enige iets of jou besigheid of wat, of jou ministry nie, dis jou geloof. Want die regverdige sal deur die geloof lewe. Jy sal deur geloof besigheid doen. Jy sal jou huwelik deur die geloof hanteer. Jy sal jou kinders deur geloof hanteer. Jy sal die bediening deur geloof hanteer. Jy sal hierdie situasie in geloof hanteer. Met ander woorde, as jy jou geloof het, met wat gaan jy dit hanteer? Amen? As jy die bal verloor, het ek nie vryheid om te bid nie. As ek die bal verloor, kan ek nie glo God gaan my hoor nie. As ek die bal verloor, dan is ek te sondig of ek is te gediskwalifiseer. So, want onthou, as hy die bal het, is ek gediskwalifiseer, want dit is die regverdige. Die regverdige beteken die wat God gewas het, deur die bloed van Jesus, want dit is deur sy bloed dat ek geregverdig word. Dis nie deur my werke of deur my toedoen nie, dis omdat ek daai offer ontvang het, regverdigheid. Wat is 'n ander woord vir regverdig? Is om reg te wees met God. En as ek reg is met God, en ek het geloof, as ek regverdig is, en ek het die bal van geloof, het ek toegang. En ek het vryheid, en ek het vrymoedigheid. So ander woorde, as daar 'n oortreding is, sorteer die oortreding vinnig uit. Moenie gaan slaap as jy kwaad is nie, moenie gaan slaap as jy oortree het nie, sorteer die oortreding uit. Moenie dit self regverdig nie, moenie jouself wil, jy weet, justify nie, sorteer die oortreding uit, sodat jy die bal terug kan kry in die hande, en dat jy toegang het, want die woord sê, wanneer ons dan vra, dan hoor Vader ons. Maar ons kan nie so skiesie inkom nie. Kom aan. Dis nie waarvoor Jesus betaal het nie. Dis nie waarvoor hy sy liggaam gegee het. So, ekskuus liewe Jesus, ek is arme wurmpie Jakob. Man, die duiwel gaan met jou vis vang. Verstaan jy? As jy 'n wurm is, hy gaan met jou vis vang. So met ander woorde, jy kan nie sê ekskuusie of hoed in jou hand, ag Here Jesus, ek is 'n arme sondaar. Jy beledig die bloed van Jesus. Jy beledig die bloed van Jesus. Jy beledig die prys.
Dit wat hy betaal het, jy beledig dit. Regtig. Hy het nie homself gegee dat jy askiesie moet wees nie. Moenie 'n siekies poep wees nie. Weet, kom. Kom met boldness. Hy het die prys betaal. Hy sê, kom in. Hierdie weg is toegewy en dit is oop vir enige een wat die offer ontvang. Wat erken die bloed van Jesus. En moenie die bal verloor nie. Sê vir iemand langs jou, moenie die bal verloor nie. Moenie die bal verloor nie. Want as jy die bal verloor, is jy gediskwalifiseer. OK? Is jy gediskwalifiseer? Waarvan? Om met vrymoedigheid na die Vader toe te kom. So moenie die bal verloor nie. Dis wat Paulus ook sê in Galasiërs 5, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het, en moenie weer onder die juk van diensbaarheid kom nie. Al gaan die hel om jou los, hou die bal. Hou die bal. Staan vas. Hou vas die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Hou vas. Moenie die bal verloor nie, want as jy hom drop, dan moet jy nou weer sukkel om die ding terug te kry. OK? En vir alles daar 'n storm is hy nat. So, jy weet, dit kan 'n storie raak, OK? Maar met ander woorde, dis al wat ek vanmôre vir jou wil sê is, hou die bal, moenie jou geloof verloor nie. En wat ook al teen jou kom, moenie jammer speel nie. Moenie jouself jammer kry nie, sien die ding vir wat dit is. Wat is dit, Elma? Wat is die ding? Die ding tackle jou, want hy soek die bal. Hy soek jou geloof. So hy kom of in jou gedagtes, teen jou lyf, teen jou finansies, teen jou huwelik, teen jou toekoms, teen jou, jy weet, teen jouself. Ja, hy soek jou geloof. Want as jy gaan toegee aan dit, dan verloor jy die bal en jy's gediskwalifiseer, jy nie vrymoedigheid. En die woord, liewe Jesus, beloof ons, dit is so kragtige skrif. Ek deel dit gedurig by Truth Seekers. Hy sê, vra en jy sal kry. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Maar jy moet kom vra, jy moet kom soek, jy moet kom klop. Want die weg is oop. Geliefdes, hoor my vanmôre, daar's niks tussen jou en God nie. Daar's niks, behalwe wat ons toelaat. Daar's niks, God het niks teen jou nie. Die middelmuur van skeiding het hy kom verwyder in Jesus. Die sonde kwessie het hy kom verwyder. Die prys wat moet betaal word vir sonde, het hy kom betaal. Daar is niks tussen jou en God, wat ons verhinder nie. Behalwe skuldgevoel, sondebewustheid, en dat ons getackle word, en ons die bal verloor. Verder is daar niks. So moenie toelaat, dat enige iemand jou ontneem, om in te gaan, na die troon van genade toe nie. Kom in sy huis in. Kom, jy's welkom. Jy's regtig welkom. Moenie in die kusyn staan nie. Want die uitsig van die kusyn is anders as die uitsig van binne af. OK, kom ons staan. Vader, ons wil U eer vir die kosbare woord. En Vader, my gebed is vandag regtig dat hierdie ding val in ons harte. Dat ons hierdie ding snap. Dat enigiets wat ons perceive of enigiets wat ons dink tussen ons en U is deur onsself geskep of is deur die vyand geskep of is geskep deur tradisie of geskep deur godsdiens. Van U kant af is daar niks. U sê aan julle oortredinge en sonde sal ek nie meer dink nie. So oos ver soos die ooste van die verweste. Here, en dat ons net sal vashou, dat ons die geloof, die bal van geloof sal vashou, dat Jesus het vir ons 'n nuwe lewende weg geskep waarin ons met groot vrymoedigheid kan ingaan. Ons hoef nie op die stoep te staan nie. Ons hoef nie so bang te wees om deur tradisie of deur kultuur dat ons nie vrymoedigheid het nie. Vandag kom trek ons daai ding uit in die gees, in Jesus naam. Ons trek dit uit.
In Jesus naam, ons kom breek daai muur af. In Jesus naam. Dis in elk geval 'n leuen. Dis leuns. Die feit dat ons afgesonder en afgeskei voel van U, is 'n leuen. Want die weg, Jesus se bloed het vir ons dit geopen. En dankie dat ons vandag dit kan aangryp en dat ons sal vashou. Dat ons die geloof in die offer sal vashou. Dat ons toegang nie verloor nie. Dat ons vrymoedigheid nie verloor nie. In die naam van Jesus Christus. En ons sê, amen. Sê vir die een langs jou, moenie die bal verloor nie. Hou jou geloof vas. Hou hom vas. Staan vas. Sê vir mekaar, staan vas. In die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. En moenie weer onder die juk van diensbaarheid kom nie. Amen. Staan vas, hou daai bal. Dis jou bal. Dis jou bal en geen duiwel gaan hom kry nie. Amen. Al tackle hy my en al val ek en al sloeg ek, maar daai bal, ek maak hom so toe. Julle weet mos hoe maak hulle hom toe. Jy maak hom toe en jy beskerm asof dit jou kind is. Amen. Bless you.